So ek hier staan, besef ek nou, ek sliep besig om te kyk na die prinse en die prinsesse in my vader se koninkryk. Okay. Kan ek daai ding aankry? Of is hy aan? Hy is aan, alright. Voor ek begin. Vader, ek wil vir u dankie sê vir die voorreg om hier te kan staan. U weet wat se woorde vandag gespreek gaan word, u weet waar ek gaan draai. Here, die feit dat ek hier kan wees, die feit dat my kinders 'n memory kan hê van hulle pa wat met die woord sit, is genade, uit genade. Here, menslike oogpunt, menslike meetkunde, measures, hoort ek nie hier nie, maar ek is. En is alles net u. Here, ek sit en dink nou skielik aan my gunsteling quote uit The Chosen uit, waar u in die Chosen, waar Maria heeltemal verlore was, en hoe sy dan gered word, en as iemand vir haar vra, dan sê sy, all I know, I was one way, and now I'm another, and the only thing in between was him, was Jesus. Vader, ek wil vra weer, soos altyd, u woorde, nie myne nie, maar u woorde. Here, dis u kinders, u prinse, u prinsesse, en u is die groot leermeester. Heilige Gees, ek gee myself, ek gee my tong, ek gee my mond, dis u sin, leer u vir hulle. Amen. Alright, het ons kinders, is die kinders hier? Is die kinders, hallo? Kom gou vorentoe. My kinders is hier. Okay, my kind was hier. Sit julle so 'n bietjie terug. Sit julle of my daar op die mat gedeelte. Ek wil gou die voorste stuk gebruik. Net seuns vandag. Ek hoop van julle gaan my help om dit op te tel. Hier kom 'n klomp wat? Sorry. Elna het haar getuienis afgesluit met, julle kan God se stem luister. En nou wil ek amper voor kom staan en sê amen, ons kan huis toe gaan. Ruthie, kom hier so. Kom staan jy hier so, Ruthie? So, ek gaan nou vir Ruthie blinddoek, en sy moet nou, ek gaan aan die ander kant staan, en sy moet hier deurgestap kom, maar sy mag nie op een van die balle trap nie. Julle job, wat nou hier sit, Elna, jy kan maar kom. Julle job, is om vir haar te skree en te sê, waar sy moet trap, om 'n bal raak te trap. Julle job is om haar te kry om te fail. Julle mag nie aan haar raak nie, julle mag net met haar praat. Okay. Julle mag nie balle raak nie. Ruthie, maar jy mag ook nie cheat nie. So jy kan nie met jou voete so loop nie. Skuifel nie. Jy moet jou bene oplig en trap. En as jy bal raak trap, sê jy dit weet. Maar nou, weet ek ook, sy kan jy onderdeur loer. So ek gaan vir jou nog 'n blinddoek, hoor die blinddoek gee. Okay, is jy reg? Staan nie so. Dis hy. Alright, julle kan maar staan, julle kan bly sit, julle kan staan net soos julle wil. Okay, Ruthie, nou moet jy deurstap, maar mag nie op 'n bal trap nie. Lig op jou voete, Ruthie, lig op jou voete. Oh, hy trap so op een. Okay. Gaan gou weer terug, Ruthie. Sy het 'n klomp raak geskop, klomp opgetrap. Ons gaan nou weer probeer. Net op een getrap. Net op een. Okay. Ek kan eintlik nie sien. Kan jy nie sien met daai ding nie? Is jy seker? Okay.
Nou stap 'n bietjie stadiger, jy gaan te vinnig. Ek kan net nie my ding doen nie, okay? Okay, nou weer. Ruth, stop. Ruth, stop. Maak toe jou oë, hou toe jou oë. Stop. Ruth, draai links. Nog links. Okay, staan stil. Gee een tree vorentoe. Nog 'n tree. Jy's uit. So hy het net so lekker gewerk soos ek gedink het, hè. Maar wat dink julle probeer ek vir julle leer? Los my eers die balle, is okay. Maar wat dink julle probeer ek vir julle sê? Simon? Papa gesê dis soos die duiwel gaan vir jou deur hierdie messy pad laat loop en vir jou leenstel sodat jy met balle kan trap, die verkeerde keuses maak. Maar Jesus gaan vir ons uit die pad lei dat daar niks leens is om op te trap. Ek moes seker die ding gebruik het. So Simon sê, soos hulle nou hier gestaan en skree, is soos die duiwel wat ons wil lei om in al die strikke en die verkeerde goed te trap. Dis wat jy sê, Simon. Okay. So baie keer, omtrent maar permanent altyd, is daar verskriklik klomp stemme wat in ons kop praat. Daar's TV, daar's maats, daar's YouTube, daar's wat 'n goed selfoon, wie hoor ek selfone? Ja, social media, ander mense. En almal is nie verkeerd nie. Ek sê nie dat alles verkeerd nie, maar baie van hulle is verkeerd. Baie van hulle skree. En wat ons moet doen is om te luister na daai een stem binne die geraas van die ander stemme. Te sê, Jesus, wat sê U? Ons gaan nie noodwendig al die stemme stil kry nie, maar ons kan binne die geraas fokus op Vader se stem. En weet julle wat, het ek agtergekom, as jy begin luister na hom en jy begin hoor dit, dan begin daai geraas, is asof jy dit nie hoor nie. Dis daar, maar jy hoor nie meer daai stemme so duidelik nie. Dan raak Vader se stem baie duideliker. Okay, is jy met my? Verstaan wat ek sê? Nou, ek is baie deur mekaar die afgelope week. Ek sit nou al vir jare lank my beursie in my linkersak en my foon in my regtersak. Altyd. Gister wil my broekie reg sit. Ek stap gister rond in my broek sit nie reg. Kom agter ek het goed omgerol. My kop is heel die mekaar en met die mekaar kop het ek nou 'n fout gemaak. Ek het julle vissers vergeet. So ek het nie vanoggend vir julle lekker sê. Ek is baie jammer. Maar my kinders sal my onthou. Next time as ek weer preek. Val jy moet nie gou maak nie. Miskien vergeet hulle. Maar next time as ek weer preek, sal ek vir julle dubbel dosis vissers bring. Okay. Okay, julle kan weer gaan sit. Okay. Ek het agtergekom, ek sit altyd daar agter op die trap, en dan moet ek op die regte plek sit, want anders kyk ek Marcus se agterkop heeltyd vas. Ek kan besef, ek moet daai kant toe sit, as Walde preek, want Walde preek net die kant toe. En ek het gesien, maar ek preek weer net die kant toe, gewoonlik. Nou is die bank in my pad. Marius preek altyd hierdie kant, of hierdie kant van die preekstoel, maar gaan nooit weg van die preekstoel af nie. Christoph staan doodstil. Pieter beweeg net altyd rond in die preekstoel. Maar nou dink ek agterkom wat Marco doen, hy het slim geraak. Hy weet, hy ken al sy kliënte. Soos ek en Walde preek, dan sny ons af hierso van die knie tot die kop. Dit gee vir my lekker wye ruimte. So, hy hoef nie die kamer so baie heen en weer te beweeg nie. Maar as Marius of een van ons wat hier stil staan kom, dan sny hulle so portret af, want hy kan die kamera stil hou net hier. So ek gaan vandag probeer, ek gaan nie op fokus uit die aard van die sakkie, maar ek gaan weer probeer 'n workout gee. Ek gaan kyk of ek die hele stage kan gebruik. En so af en toe gaan jy dalk sidestep. Alright, okay. So, nou het ek so baie notas gedoen, dat ek my eintlike nota wil gemis het nou van die datums. Daar's 'n dit die een sak. Okay, los maar die bal wat jy inpas, ek sal dit later doen. Los dit, baie dankie. Julle kan gaan sit. So
Meeste van die tyd 'n ou wat 'n preek voorberei, dis nie soos in wat gaan ek sê nie, dis wat gaan ek nie sê nie. Want daar's net te veel. God se woord is so ryk. Maar as jy meer wil weet, dan wil ek sê daar's 2 preke wat ek na toe kan teruggaan. Piet de Tooy se preek van 2 Maart wegtryp. Dit was die sonoggend na die IC naweek, die identiteit in Christus naweek. Dit hy sonoggend gepreek. En ja, dit voel heel ongemaklik die kant van die stage. En dan Waldie se preek van dis 2 weke terug. Ek dink dit was 6 Maart. Nou kan ek onthou wat die preek se naam was nie. Maar ek gaan vir Marco vra as hy die YouTube klip nou doen dat hy hier of daar iewers hier bo my in die video gaan hy links sit wat hy preke kan deurwys so julle kan gaan kyk daarna. Maar Piet se preek is amper half 'n platform waarop ek gaan probeer bou. En toe wel die preek nou die dag toe sit ek hier daar luister en dink ek kies maar ons twee se preke gaan maak so. So dis maar net die Here. Julle sal dalk die prentjie onthou van die in Christus, identiteit in Christus naweek. Wat Johan Els vir ons gesê het, jy's of 'n vark of 'n skaap. Daar's nie 'n opsie hier, dis die een van die twee. Ek gaan nou 'n bietjie van al die sal ek maar sy noise wegvat en net 'n skoon een gee. En hy sê jy beweeg van Egipte af, gaan jy deur jou redding, woestyntydperk in, dan kom jy by die Jordaan wat jy dan uitbeweeg in Kanaan en in Kanaan kan leef, die beloofde land. Dis ons aardse lewe in 'n mate. En sal ons almal net so 'n paadjie wil loop nie. Net reguit deur die woestyn in Kanaan in. Maar dit was nie my lewe nie. My lewe het meer so iets gelyk. Soos ek 'n paar, hy het 'n skyfie. As hy, sorry. Dis meer my journey gewees daai. As so 'n paar merkers kan bysit. Ja, dit lyk 'n bietjie chaoties, nê. Maar daar's nie reg tyd om deur dit alles te gaan nie in detail nie. Oepsie, sorry. Maar ek wil net by die 3 in swart gaan ek vandag aanraak. Want dis waar die preek uitkom. Ek was vinnig uit Egipte uit. Ek het my hart vir die Here gegee toe ek 3 jaar oud was. 2 weke later is my Heilige Gees gedoop. En toe ek was my skoollewe lank in Jordaan gebly swem. Gesukkel met my identiteit 'n bietjie wie ek is. En later my skooljare het ek King's Kids gejoin, wat YWAM se youth sending groep is. En vanuit dit tyd het ek baie geleer van wie Christus is en wie ek in hom is. Maar ja, toe word ek 'n pappa, is ek so vrek besig met doeke en my seentjie was so siek geweest as hy klein was, elke aand sy aandbottel moet ons, wat was hy goed, ek dink was Nexum of so iets geweest, so gel ding wat jy moet aanmaak met die potjie, maar daar staan 'n roer tot hy dik raak, as hy dik raak moet jy onmiddellik in die bottel gooi en die kind voer. En dan het hy nog reflux gehad. So ek onthou altyd, ek het met hom sy karstoeltjie gesit. My hand steun die muur, my kop so, en het hom so geswaai. Heen en weer is 1 keer, ek was hom 500 keer geswaai voordat hy in slaap geraak het. En dan moet jy hom van die stoeltjie af in die kot kry. Mensig. Maar in elk geval, ja, so dit was so 'n bietjie van 'n tyd gewees, net in terme van my tyd en my aandag. Maar die punt waar ek eintlik wil uitkom, is dat ek het net soos die Israeliete nie regtig my GPS gevolg nie. En ek het vir dae voor ek nou kom by my pappa jare, daar by my jong werkende, lank voor ek vir Marley ontmoet het ek in die woestyn geneek soos 'n hardkoppige bok. En daar het ek baie sirkels geloop. So ja, ek gaan vandag 'n bietjie persoonlik raak oor my journey en die punt is ek wil vir julle leer vanuit my journey uit. Ek dink die woord wat die Here vir my gegee het is baie duidelik. Die boodskap wat ek wil oordra, alhoewel ek hou nie van om 'n topik te kry en 'n klomp tekste te gaan haal om daarbey in te pas nie. As ek dit doen, dan kan ek kan moordregverdig so. Mens kan enige teks uit konteks uithaal. Ek meen daar sit ons met 'n groot stuk in Job wat sy vriende praat oor wie God is en dan kom God aan die einde en sê hulle praat almal nonsens.
Jy kan Bybel heeltemal uit konteks uithaal. Maar wat die Vader gedoen het vir my in my voorbereiding was vir elke punt wat ek het hy vir my 10, 20 verse gegee. I couldn't deny that. So ek is heel rustig, ek is heel vredevol oor wat ons gaan praat vandag. En julle almal ken die prentjie. Dit kom ook uit die identiteit van Christus handboek uit. 'n Christus gesentreerde lewe. Ons wil Christus in die middel hê. Ons wil hy moet die besluite en die keuses en die dinge in ons lewe reël, terwyl ons in die kant is. Die misconception van die wat ek vind is mense sê, ek wil hê Christus moet die stuurwiel vat. Ek wil hê Christus moet my kar ry, terwyl ek in die passasiersplek sit. Dit beteken ek kan agteroor lê en slaap en hy kan my wakker maak as by die eindbestemming kom. Dis nie my experience van hoe God werk nie. Ons het ons is 'n bietjie vinnig van 'n vers. Ja. So God hy stel belang in die end destination, maar hy stel meer belang in die journey. It's not about the destination, it's about the journey, because in the journey word jou karakter gebou. Hierdie versie is eintlik baie duidelik daarop. Soos egter nie al nie. Ons verheug ons in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. Weet julle waarvoor julle opgelei word? Dis nou 'n side note, maar waarvoor julle opgelei word? Hoekom moet ons karakter bou? Ons is prinses en prinsesse, maar ons word opgelei om te dien as konings in die koninkryk. Ons lees af van in Openbaring, as ek heeltemal op die punt af, ons lees af van Openbaring wat hy sê, van die 1000 jaar vrederyk, wat ons gaan dien as konings in sy koninkryk. Maar jy kan nie iemand net vat en sê, nou as jy 'n koning nie, jy moet opgelei word, jy moet weet wat is God se wil, jy moet sy woord verken, jy moet verstaan hoe hy werk, hoe werk sy koninkryk. Okay, side note, let's move on. So dit was 3 November, ek kan nie onthou wat se jaar dit was nie, het ek 'n preekie gehad uit Jeremia uit. En die Ants Ignite tienergroep het vir ons 'n drama opgevoer. Marco, ek wonder of jy in dit was. Jy was die seentjie, nê? Kan nie onthou nie. So die drama was gewees, ons het hierso soort van 'n kar setup gehad, en die hele toneel het in die karre afgespeel, maar oor 'n klomp jare, van 'n pa en 'n seun. Pa het in die kar geklim en gery, en die seentjie is in die backseat gewees, en daar het hy maar rondgespeel, en dan skree pa vir maak vas vir jou op die safety belt, whatever, en so gaan hulle maar aan. En so die kind sy pa dopgehou en geleer van hoe gedraai jy jouself in die verkeer. Miskien so oor tyd van die padreëls geleer ken, tot hy oud genoeg was. En toe hy oud genoeg was, so sy pa, nou kan jy kom voorsit. En toe hy kom voorsit, toe begin hy nou oplet, hoe werk sy pa met die flikkers, en die clutch, en die pedale, en sulke goed. En toe kom maar 'n stadium met hulle sitplekke ruil. En die pa sê, okay, nou gaan ek vir jou leer. En dit gaan om drukke en stote, en ek dink baie van julle was gelaat deur wat hulle met julle tieners moes leer bestuur het. En ek kom nog daar. En eventually het die kind begin weet om te bestuur. En dinge begin gladder loop. En het gewerk. En toe was die pa se rol eintlik maar net 'n navigator. As jy onthou, ons wil die voor afdraai. En die hele beeld, die hele uitleg daarvan was gewees, dis maar hoe ons ook is. As 'n jong Christen gee God vir ons mentors, en hy gee vir ons mense wat vir ons preek en teach en lei. En iewers deur dit als dan kry jy miskien 'n oefenlesie. Dit was toe Logos nog aandienste gehad het. Toe ja, ek was maar nog nat agter die ore. En die aand, as ek reg onthou, het Gerard hulle van Wyk het 'n bosluiskoors gehad. En hy het in die hospitaal bietjie beklei teen die siekte. En Gerard deel dit in die aandpreek, en ek ervaar ek moet vir hom bid. Maar ek is nog die ouetjie wat eintlik op die passasiersplek moet sit, wat nou 'n oefenlesie kry. Nee, dit mag geïgnoreer, dit kan tog nie regtig wees, ek is in my kar, ek is op pad huis toe, na die diens, en ek kom daar by die robot by, whatever, aan die ander kant, en ek kan dit nie los nie.
dit dring op my. Ek maak 'n U-turn en ek kom terug. Maar nou weet ek wat ek moet doen nie. Ek moet nou vir my hande oplê, wat beteken dit? Ek het al gesien mense het hulle hande op mense, maar wat? Nou kom ek en toe ek uit die kar klim, kom Gerard uit die kerk uitgestap. Hy's nou pad in sy kar toe. Ek kom by hom sê Gerard, ek het dit ervaar vir jou kom hande oplê. Hy sê okay, is reg. Nou sit ek my hande op hom en nou staan ek met daar. Hy sê wat voel jy? En ek lê vir hom hande op, maar hy coach my om hande op te lê. Want hy is 'n mentor. Hy's 'n prediker, hy's 'n teacher. Die Here het my nie gestuur na 'n ander nat agter die ore ouetjie nie, wat my van die wal af van die sloot sou kon lei nie. Dit was 'n oefenles. En ek het verskriklik gegroei deur daai een lesie. Ek het so baie geleer van hoe God werk, nie van hoe om hande op te lê nie, maar van wie God is en hoe God werk. En net vir julle noem dit is 'n ongoing proses. 'n God-gesentreerde lewe is nie 'n once-off nie. So ons kan hier so sien in Filippense, ek het daar in geel net so vinnig uitgerig dat dit 'n proses is, nie 'n once-off nie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit eind uit sal voer. En dit sal volëinding op die dag wanneer Christus Jesus kom. In Kolossense sodat julle tot eer van die Here se lewe, deur net te doen wat hy verlang, mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid, nou tot in ewigheid. Amen. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Ek sien ook in my eie skrif 'n bietjie vooruitgehardloop. Maar net die wys van ons as 'n Christen, as jy tot bekering kom, is jy onmiddellik op die vaste kosie. Daar's 'n tyd wat ons melk moet eet. Daar's 'n tyd wat ons 'n jong Christen is en dis oukei. Gee jouself daai grace om te kan groei in die Here in. En om foutjies te kan maak. Sommige maak daai foute. Right. Ja. So, ek wil nog 'n oefenlesie vir julle noem. So ek het toe begin dien in die hospitaalbediening saam met Dave Roux. En ons het in Karel Bremer Hospitaal sonnaandoggende, daar was 'n ander kerk wat ook daar bedien het, so ons het so mekaar afgelos elke tweede Sondag. En dan was ons job op basis gewees, ons het in die sale ingegaan en vir mense gevra op die Sondagoggend of hulle belangstel om na die chapel toe te kom. So in Karel Bremer is daar 'n chapel, klein chapel, en Pieter Vermeulen het die woord dan gebring. So ons mense basically net genooi na die kerk toe. En dan as iemand nie kon loop nie, baie van die mense was te siek om te kon loop, dan was dit vir hulle rolstoel gebring het. Paar interessante stories te vertel van hoe ek sukkel om van daai mense uit die bed uit in die rolstoel te kry. Maar daar was hier een tannie. En ek kom by haar en ek vra vir ek nooi haar uit en sy sê sy wil graag wil, maar sy kan nie. Sy moet in die bed bly. Ek sê mos 'n rolstoel, sy sê nee, dit gaan nie werk nie, bla bla bla. Kan jy al daai storieetjies onthou nie. En ek sê okay, dis reg en ek wil omdraai. Sy sê my kan vir my bid. En dit was 'n gesprek in my kop van omtrent 'n halfuur lank wat in millisekondes plaasgevind het, want ek besef ieweslik ek's op 'n crossroads. Ek is hier nie as Stefan Tooi nie as Logos se hospitaalbediening nie. Ek is hier vir die tannie as 'n representation van Jesus. Wat ek nou sê, gaan haar image wees van hoe 'n Christen optree. I don't have a choice. Ek moet vir haar bid. Maar ek is hier daai tyd was ek as iemand gebedsaksie wou loods of enigiets met gebed vir mense, was ek sê ekie. En die Here bring my uit hy comfort zone reg uit en hy sit my daar en ek bid vir die tannie. Ek vra nou eers vir haar 'n bietjie vrae soos wat se kwaal, wat se siekte, en ek begin vir haar bid en ek bid vir haar glad nie oor haar siekte nie. Ek bid vir haar oor haar familie en ek weet nie wat al sê. En ek glo nog steeds dis die Heilige Gees wat op daai oomblik woorde in my mond gesit het wat vir haar nodig was. Ek word nou skielik remind van ek het in die week gekyk na ek het nie notas daaroor nie, so ek kan nie die mense name onthou nie, maar daar's 'n vrou of 'n span wat navorsing gedoen het en daar's 'n vrou wat nou 'n boek geskryf het daaroor of nou die navorsing in 'n boekformaat, nie 'n storieboekie in 'n joernaal tipe van ding gebring het. Oor die wetenskaplikes wat sê science meet. Hulle wil iets kan meet. As hulle dit kan meet nie, dan kan hulle nie daaroor 'n opinie hê nie.
So hulle wou gebed meet. Sy sê maar die hele span, die hele navorsingsspan is nie Christene. Is almal ateïste en whatever, maar daar's nie een Christen in die span nie. En lang storie kort, hulle het nou uitgefigure eventually, hulle kan dit actually meet op een of ander masjien met electrodes en as jy bid, die oomblik as jy geestelik begin raak, toe begin hulle dit al hoe meer en meer toets. Ek wil by die een spesifieke toets uitkom. Hulle het iemand gehad wat in een stad in Amerika sou gebid het vir iemand anderste in 'n ander stad in Amerika. Die een sou nie geweet het wanneer daai een gaan bid nie. Hulle het electrodes op daai een geplak. En dit gemeet die tyd wanneer in die een se breinaktiwiteite en alles is rustig. En die oomblik as daai een begin bid vir die een, dit registreer die een se breinaktiwiteit dat daar's gebed. Alhoewel die een met hierdie kant van bid nie eers weet of sy gebed waar krag het nie. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan nie oor ek en jy nie. Dis nie ons wat dit doen nie. Is net hy. Hy is so getrou. Hy sê nooit sal my woord leeg terugkeer nie. He honors his own word. En as hy sê die gebed van die regverdige dra krag, dan dra dit krag. Full stop. Okay. Dit was nie deel van my preek nie. So, ek het baie voorbeelde wat ek vir julle kan noem van die journey van hoe die Here my geleer het. Ek praat van die journey van die kar storie. Maar ek dink die beste voorbeeld wat ek het is my journey in Logos deur Ans. So ek het na die hospitaalbediening het dit baie duidelik een aand ervaar, die Here roep my uit na die kinders toe, kinderbediening toe, nog onder Johan Young destyds. En ek het begin as eers was ek niks, ek was maar net die oom wat daar was. En toe kry ek die rol van speelkaptein. En al wat ek moes doen is ek moes net elke Sondag of in die week 'n speletjie uitdink en dan moet ek Sondag met die kinders speel vir so 'n halfuur voor ons by die les kom. En toe iewerster raak ek die klein groepie leier van die graad 3 seuns. Daai graad 3 seuns is nou al wat hoe oud is Herdo nou Marco 26, 28. En toe sou op 'n geleentheid kry ek 'n kans om die groot les aan te bied. Maar so een keer 'n jaar miskien. Toe later raak ek 'n groot lesaanbieder. Toe raak ek met die speletjie aktiwiteit op die kamperreël. Toe moes ek die kamperreël, toe moes ek die topics op die kampe aanbied. Klomp goedjies. En ek het geëindig by Ans as die fasiliteerder van die Ans wat die laerskool is en ek was die jeugleier van die hoërskool tieners van Ignite. Maar daai wat ek eindig gehad het en waar ek begin het, ek kon nooit van daai begin af daar ingestap het nie. It wouldn't have worked. It was a journey. En dit was nie 'n journey wat Johan beplan het nie. Dis nie 'n journey wat ek beplan het nie. Niemand het beplan dis ons vir Stefan laat gaan groei nie. It just happened because it was him. Hy het van die begin af als in plek gehad. En natuurlik toe gebeur daar 'n klomp ander goeters en toe word ek ouderling. Dis dit nog steeds deel van die journey. En hier staan ek. As jy ek wil weer nou dink, hoe oud was ek toe ek by Logos gekom het? Dit moes 2005 gewees het. 2006. Ek weet nie hoe oud ek was nie. Ek wil nie nou die wiskunde doen nie. Maar daai ouetjie kon nie hier kom staan het nie. Ek sê julle almal van die walle van die sloot gelei het. Ek het een oggend voor kerk het ek bietjie met die Here gesels en dit was ek kan nie vir julle sê hy het vir my dis die woord it just isn't knowing. I just knew. Ek het geweet. Hy het my gesê die gedagte was gewees of ek moet 'n volgende stap neem of ek moet skuif. Maar as ek net daar sit agter die trap in Logos en net luister elke Sondag na die preek, sit op iemand anders se plek. Ek groei nie. Ek moet oorgaan na 'n volgende stap. Of ek moet skuif na 'n plek toe waar hulle vir my iets anders te kan gee. Ek wil nie Logos verlaat nie, so wat is die volgende stap? En enigste logiese volgende stap was ouderling op daai stadium. 2 weke later toe Waldie my bel en sê luister, hy Marius en Pieter wil graag met my praat. Of ek beskikbaar is. Toe weet ek toe die voet ek vir Maria, hulle gaan vir my vra om ouderling te word. It was just
It was just knowing. So toe hulle vir my vra, was daar nie 'n geval van, wag ek moet eers 'n week daar bid nie. Was sê ja. Because it wasn't my choice. Ek het nie myself geroep nie. Die mense wat my genomineer het nie my genomineer nie. Dit was Jesus. It's always all him. Sien, die punt is, my GPS het vir my 2 weke voordat hulle vir my gevra het my GPS vir my gesê, somewhere in your future is going to be a crossroad, you have to turn left. Luister julle na julle GPS. Is julle GPS aan? En dan kan ons net reageer. As ons GPS aan is, as ons luister na die Vader se stem, kan ons net reageer. Maar iets het verander. Ek kan nie verwys na 'n tydstip of 'n gebeurtenis nie, but something changed. En ek het begin, wie weet van julle weet, ek kon sê so, wie weet nie wat is imposter syndroom nie? Sien ek nie hand, daar is 'n hand, okay, Simon, dankie. So imposter syndroom is syndroom, ek weet nie wat Afrikaans se naam vir dit is nie. Dis wanneer iemand by die werk kry miskien 'n promosie. En hulle dink, baie dankie, ek wil nie promosie hê, maar ek verdien dit nie. Ek weet, I'm not that. Imposter syndroom is wanneer jy erkenning kry, wanneer jy respek kry, wanneer jy posisie kry, en jy voel, maar ek verdien dit nie. Dis nie wie ek is nie. But we'll fake it till we make it. En dan begin voel jy soos 'n fake. En dis nogals humbling wanneer ek as 'n 47-jarige man voor 'n 47-jarige hasbekkie moet gaan kniel, aan die oë kyk en van sê, ek is jammer, ek was verkeerd. Of 'n 11-jarige wysneus wat kort vir my laat wil voel, hy weet klaar meer as ek. As ek vir hom moet kom en sê, ja, jy was reg, ek was verkeerd. Wanneer ek foute maak en nie eens opgewasse voel om my eie huisgesin te kan lei nie, wat se reg het ek om 'n ouderdom te wees in 'n gemeente van 500? I felt fake. En dit was 'n semi-vrees geweest van, wanneer gaan iemand uitvind? Wanneer gaan iemand agterkom en sê, hy hoort nie daar nie, ons wil hom nie daar hê nie. Ek het nie eens geweet nie. Ek het eers geweet ek voel so nie. Dis op die identiteit in Christus naweek, wat ek toe ek die counter kry, besef ek my hier's 'n ander ding wat in my leef, wat ek nie eens gebesef het nie. I lived it even though I didn't know it. Die nadeel van dit als is, ek het 'n default passiewe state. En dit is hoe die bankie is. So dis my default state. Ek dink baie van julle kan saam met my sê, ja, ek weet waarvan jy praat, ek doen dit ook. Kan ek maar van jou afpreek, is toch wel lekker. So, wanneer alles te veel raak, wanneer ek te moeg is, ek soek net 'n breek. Ek het ook net 'n bietjie me time nodig. En dan doen ek daai. En dan, as jy weer sien, nee, maar ek het tyd vir niks nie, ek is te besig. En as jy weer sien, jy 3 uur lank daar gelê en net geskrol. En as jy te moeg die volgende dag, so dat jy nie krag om gras te sny nie, jy het die krag om die bome te snoei nie, jy het die krag om die kinders te speel nie, jy het die krag om die kombuis skoon te maak nie, jy het die krag om te doen, dit wie God jou eintlik gemaak het om te wees nie. Ek het probeer tel, hoeveel rolle het ek as man? Wie die werk, in die huis, in my lewe. Ek het opgetel by 32, ek het tog dis genoeg. Ek gaan nie verder tel nie. Maar jy skep dit alles af. En ek sê nou nee, ek is te moeg, ek het nie krag nie. Of ek lê en doomskrol, of ek werk. En dis wie ek geword het. Ek is nie career driven nie. Maar dit was soos ek het 'n klomp respek by die werk. Ek het 'n klomp verantwoordelikheid by die werk. And I was honoring that more than I was honoring anything else in my life. Maar die Heilige Gees kom wys my op die identiteit in Christus naweek, wie ek is. En hy sê vir my, jy's 'n prins. Jy's 'n kind van God.
Ek het nie aan die kruis gesterf, sodat jy daar kan lê nie. Ek het jou nuut gemaak. Jy sien, ek het vasgehaak by wie ek was. Daai stuk wat ek gewys het met journey, wat ek so gespiral het deur die woestyn. Ek het vasgehaak by daai ouetjie, daai image. Ek het vergeet, ek is actually useless. En wanneer ek weet ek is useless, kan hy wat priceless is, in my, deur my kom leef. Die oomblik as ek dink ek is iets, dan verhoed ek hom om deur my te werk. Ek is niks, en ek wil niks wees. Want solank ek niks kan wees, kan hy alles wees. Dis nie menslike logika nie, dis goddelike logika, onderste bo. Wel dis onderste bo reeks wat nog geklaar is. Dis vir my kom sê het wie ek is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daaroor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Ek is syne. Ek is syne. Jy is syne. Besef gou vir 'n oomblik, die stem wat die heelal tot bestaan gespreek het. Hy het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Hy roep jou op jou naam, daai selfde stem, daai selfde krag, roep jou, en hy sê, jy is myne. Ek is joune. Hy roep jou. Net vir jou. Ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly, en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. It's all about him. Jou identiteit, wie jy is, het niks te doen met jou nie. Dit het te doen met wie is hy. Ken sy identiteit, weet wie is Christus, and you'll start knowing who you are. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Ek was veronderstel om in die baadjie te preek, maar kry te warm, maar ek sal hom gou vir nou aantrek. Dis 'n prop. Okay. So die oue is verby. Is verby. Ek soek hom, hy's weg. Daar's 'n nuwe een. Vat die beeld, onthou dit. Hy het nie gekom in jou ou lewe kom nuut maak nie. Hy het hom weggevat. Hy het hom nie kom restoreer, kom skoonmaak, kom was nie. Hy het hom, Piet het eendag die beeld gebruik van 'n ou verlate of 'n huis wat nie lekker is nie. Kom blaas op met TNT. Vat sy fondasies alles weg en begin heel van voor van bou 'n nuwe huis. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalinge gehoorsaam en nakom. Ek wil gou teruggaan na daai versie toe. Kyk gou daar, die laaste sinnetjie. Ek, God wat praat, sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalinge gehoorsaam en nakom. Hy sê nie, ek gee vir jou 'n nuwe hart, sodat jy dit kan doen nie. Hy sê, ek gee vir jou 'n nuwe hart, sodat ek dit in jou kan doen. Wanneer ek sê, ons moet niks word nie, bedoel ek, ons moet niks word nie. Hy sal alles doen. Ons hoef nie te perform nie, ons hoef nie te iets nie, ons hoef nie te, al wat ons moet doen, is om hom lief te hê. Dis al.
Hy wil res, wil hy alles. So my ma het op 'n stadium bietjie bekommerd geraak oor my. Hy weet jy, voor ek daar kom. Nou is jy almal te skieurig. My ma het bietjie bekommerd geraak oor my. Ek praat van jare terug. En my gevra, kom is ek altyd so eenkant? Is dit okay om so eenkant te wees? En ek het nie geweet waarvan sy praat nie. En toe sien ek die foto raak. Hy ouetjie, wat hy kan sit nog met baie hare, dis ek. En ek onthou, dit was op my eerste jaar op college, ons rugbytoer, Kosses rugbytoer. En ek onthou die aand, ek onthou, toe ek die foto sien, onthou ek dit. Ek was 'n social outcast. Ek was nie gemaklik in te groot social scenes nie. Daar was vir my veilig. Dis my veilige plekkie. Ek is deel van die groep, maar met 'n bietjie spasie. Ek wil gou kyk. Van julle ken my nou al lank. Van julle ken my nie so lankie, maar ken my beter, ken my goed. So kan julle gou uitskree 'n paar karaktereienskappe van wie ek is. Enigiets. Ons almal skaam. Goeie pappa, okay. Wys. Ek het nou jy komplimenteer my nou, ek so karaktereienskappe. Wat so goed? Detail gefokus. O ja, definitief. Vriendelik. Extrovert. Wat hoor ek aan? Nee. Kom ek vra gou so. Sou julle sê ek's 'n grapkas of ek's ernstig? Klink so 50-50. Okay. Is ek bold of is ek skaam? Bold. Is ek praterig of is ek stil? Regtig? Okay, is ek oppervlakkig of is ek diep? Is ek social of is ek teruggetrokke? Social kom uit self-confident of onseker? Ek hoor so baie self-confidence, maar ek sê nog heeltyd ek is onseker. Dis tog waar my hele praatjie gaan, hè. Nou, as ek nou vir julle sê, as ek nou hier klomp van my skool betiers moes gehad het, sou hulle gesê julle jok. Want wat ek op skool was, is nie wie ek nou is nie. Ek gaan nie haar naam noem nie. Ek moet seker die baadjie optel. Nee, wag, los hom, hy's weg, hy's verlore. Die meisiekind, blonde kop, blou oë. Sy het van my gehou van standaard 7 af. En ek het van haar ook gehou. Ons was in dieselfde skool nie eers nie, ek het haar ontmoet, so van sien, paar keer. En sy het baie duidelik vir my laat ken gee, sy hou van my, en sy stel belang in ietsie meer as net my ken van sien. En al ons spels, al die ander kinders, was soort van, hoe gaan ons die twee mekaar kry, want ek is net te skaam en te naïef en te teruggetrokken en te introvert om enigiets te doen. So, langs storie kort, gaan nie al die detail ingaan nie, maar die aand is ons almal daar, groot groep kinders mekaar, en almal skiet nou ons gaan na huis toe, maar sy moet nou stap van, dis omtrent so 2 munisipale blokke, ek weet nie, so 10 minute se stap. Dis nou 9 die aand, nee, maar sy kan nie alleen stap, iemand moet daar saam. Stefan, jy wil in dieselfde rigting, stap jy saam met haar. Nou, my stap ons, as dit in die pad is, die sypaadjie, die man stap ons maar altyd in die pad se kant om die vrou te beskerm van enige gevare. Maar my fiets, ek het my fiets by my gehad, hy is altyd in my regterhand, so nou stap ek met die fiets tussen my en haar. Stupid. En ek het vir haar 1 woord gesê in na hele 10 minute. En dis soos by haar by die huis kom, sê ek vir haar, bye.
Nodeloos om te sê, ek het nooit uitgegaan nie. Maar ek het van haar gehou, sy het vir my gehou, wat was die probleem? Ek was net te introvert. Ek het weet wat om te sê nie. As ek my GPS aangehad het, sou ek dalk besef het, kyk, dalk het die Here my beskerm van iets en dit moes so gebeur het, maar sit die fiets aan die ander kant. Kom op 'n punt en stop en kyk aan die oë en sê, luister, hierdie is nonsens. Ons weet ons albei lyk vir mekaar. But it didn't happen. Okay. Om Piet te sê, ek mag net 'n 3-punt preek hê, maar my 3 punt is 12 bladsye, so. So, ek het baie gewig geweeg of ek vir julle die volgende klip gaan wys. Dis nie almal wat ek weet nie of dit die voorreg of die nareg is verkeerde woord, maar is om die lagtepunt in hulle lewe op video te hê nie. Maar hierdie was die draaipunt in my lewe gewees en oor ek weet wie ek is in Christus, kan ek dit met vrymoedigheid wys en ek weet dis nie wie ek is nie. So daar's nie klank nie, en daar's ook nie video nie. Bly boetie. Okay. So die ou met die lang hare wat daar met die bottel rondloop, dis ek. Ja, ek het hare gehad. Daai is my beste pel se troue gewees. Hy's genadiglik nog steeds my beste pel. Maar jy weet, jy kry mos daai by die bruidegom sy speech moet doen en dan sê iemand wat altyd sing dan koek se hoenderhaan en wat ook al as die bruidegom so 'n bietjie uithaal. En as daar altyd een ou, nie altyd nie, maar baie kere is daar een ou wat net nie die limiet ken nie. Hy weet nie waarmee die lyn te trek nie. Dit was ek. Die video evidence is nie so erg nie. Dit lyk nie so erg nie. Dit lyk nou bietjie fun en wat al. Maar dit was baie erger as daai. Toe ek later die aand semi-half uitgepas het tussen die kar in die parkeerarea, het daar tannie verbygestap. En ek het nooit van haar gesien nie. Daar was 'n spotlight wat so reg in my oë geskyn het. Maar dink in geval was sy dronk om haar gesig te sou kon sien. Maar selfs in my dronkenskap, die toneel wat daar is, het dit my so getref. Jy sê, o nee, jy gedink jy snaaks, wie's nou snaaks? Maar die tannie was 'n tipiese Afrikaner tannie, was 'n Mosselbaai, plattelandse dorp. Dit kon my ma gewees het. En die gedagte dat ek so is, dat ek so lyk. En dit potensieel my ma my so kan sien, dit my geruk. My lewe daar gedraai. Glo dit of nie, so het jy daai videoetjie gesien het, wat ons sien as 'n dronklap, ou wat nie weet waar respek lyne lê nie, dis wat God gesien het nie. God het daarna gekyk en gesê, hier is die man, wat ek vir my kinde wil sit om hulle te leer van wie ek is. Hy sien nie wat ons sien. Genregmatige mens sal daai ou kyk en sê, hy hoort hier nie. Niemand sal sê, kom ons roep daai ou om ouderdom te wees van 'n gemeente nie. Wiele wat, ek is nie daai ou nie. Daai ou lê begrawe in daai doopbad. Daai was 2004. Van 2004 na 2006 het hy my geskuif van 'n klein softwarehuis waar ek gewerk het in Houtbaai na Vodacom toe. Geskuif van Houtbaai af Brackenfell toe. Geskuif van 'n huis waar ek druggies as huismaats het na 'n huis met 2 honde. Tussenin was daar 'n periode van werkloosheid. Daar was 'n periode wat ek moet dryfster terugtrek in my ouer huis toe. But he changed. 180. Alles. Hy het my so verander. Val die jou afkondigings is nou tussenin. Hy het my so verander dat ek
in 2007 hierdie kon skryf. Nou hierdie is 'n soort van 'n artist view, as ek dit so kan stel, vir my getuienis. Finding my journey. Sitting, praying mantis mode for the better part of 10 years now. Sitting in front of a local god, a flickering light. Daily busy dying for my slice of bread. Just another day in the jungle, lost in this race of dead rats. Who knows what they're at? Dragging myself along and throwing my weary psyche on the 3537, the yellow snake homeward bound. At least here I can sleep. Slipping away to the systematic beat of metal on metal and wishing for the long way home. But there too is no hope of solace. Just another flickering light, just another killer. And of course, there is she who is not. Caught between two tribes, between hollow and sadness, alone on this playground. So there I find myself, time and again, hiding in some dark corner, hiding from my own shadows, my past invisible in the dark. Only here, where nobody can see me, can I come out to peer over my own walls. Only then can I allow my own screams to be released. Only then can I hear my own cry for an escape. Only then. Here's got to be an exit door. Actually, I know there is. I always see it. Never at the same place, but always there where it was before. That door in the back alley, the wide open double door, the blindingly white light shining through it. The man standing in the doorway, calling me on a familiar name I do not know. That light seems to shine through him, from him. But that door seems to belong to my past. It's so far behind me, so long ago, maybe too long ago. I can't go back, surely I can't go back. Not to him. Look at him, look at me. There are just too many shadows circling me. I can't go back. So I crawl deeper into the corner. No one can see me. Here I can hide. I can even hide my state of mind. Here I can stand proudly out of sight, proudly as a nobody. I don't need to go to the light. I can do it on my own. I've been doing it on my own for the past 10 years. The past 10 years has been hell. I look ahead and I can't move. I look back and even though I'm hidden, he looks straight at me. Everything comes crashing down. I want to curl up and just lie there. I just want to die, but I don't want to live either. Sorry, I don't want to die, but I don't want to live either. Not like this. I don't want to be a nobody. I don't want to continue down this road, always walking amidst a thundercloud. I just can't. I can't hide in the shadows forever. I still have a small piece of my soul left, a small inkling of who I am. If I continue, I lose that too. I'll become a part of the crowd of the living dead. I've got to go back. I've got to enter that light. So I turn and I struggle. It's not easy. With every step I take, closer to the light, another spot, another blemish gets revealed. I try to ignore it, try to hide it. But with every step I take, I slide back too. It's getting darker around me. I feel my resolve crumbling, my strength weakening. Once again, I end up back in my corner. Desperate, desolate, empty, hungrier, an ever-growing thirst. I can't go forward, and alone I can't go back. I'm on my knees, crouching again to the only living God. Wet running down my cheeks, body convulsing in raw pain, only my sudden screams to break the night. I see my own reflection in the growing puddle, see the wounds filling up with my tears, seeing the man from the light standing over me, washing away the blemishes with his own blood. I'm not in the corner anymore. I'm being carried, being cradled. He puts me down in the doorway. Again, I'm standing in the light. The choice to enter is mine, but I feel drawn to look back to that dark corner, and I see myself sitting there, empty sockets staring back, shadows circling that corpse. And only now,
standing in the light, looking back, I notice that I have no shadow anymore. And for the first time, I understand I had to die so that I could live. With soft words, he says, I've killed that. Now let it stay dead. And with that, I turn and enter into a new and light-filled journey. So yay, ek's niet gemaak. Ek staan nie begin van 'n nuwe journey. Ek is nie meer daai ou stuk gemors nie. Maar wie is ek dan nou eintlik? Wat doen ek nou met die nuwe mens? Hoe stap ek nie meer verder op my eie nie? Want ek so gewoond is om net dit te doen. Wel ek volg sy GPS. Makliker gesê as gedaan. Oepsie. Dis die laaste keer dat ek preek met 'n baard. Ek het vir jy nie grys hare gegee die ding. Dit mikrofoon vat ons reg. Reg, okay. Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink. Ek het die New King James Version ook daar aangehaal. Hy sê dit vir my 'n bietjie beter. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in this earth, and that every intent and thought of his heart was only evil continually. Ek het dit nie besef nie. Ek het die skrif vir die eerste keer so raak gelees. My lewe lank is my eie gedagtes net sleg. Dit beteken nie ons is sleg nie, want ons almal het baie goeie gedagtes. Besef dat jou goeie gedagtes is die Here se. Want ons eies is net sleg. Hierdie is nie 'n skrif om ons onder kruiswoord te stuur. Hierdie skrif om te juig. En te sê, maar ek weet ek het soveel goeie gedagtes. Eer aan die Here. Awesome. Ek is so bly ek is syne dat ek goeie gedagtes kan hê. En selfs slegte mense, nie Christene het goeie gedagtes. It's all his, want ons eies is net sleg. Teologies gaan ons dalk nou hieroor kan debatteer. En ek sal saam aan die ander kant van die debat staan, maar hier staan dit vir my. Dis wat God gesê het. Kan nie hiermee stry nie. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die Passion Translation sê, my old identity has been co-crucified with Christ and no longer lives. And now the essence of this new life is no longer mine. For the Anointed One has life through me. So the Anointed One lives his life through me. We live in union as one. Ek weet nie hoe om het te beklemtoon, ek weet hoe om met woorde sit nie. Besef die geweldige stuk genade van daai skrif. Dit is, ja. So, my gedagtes is sleg, maar in my plek, wat nou gesterf het, is hy, sy gedagtes. Dalk is dit nog nie heeltemal so duidelik nie, en ek gaan nou 'n bietjie meer prakties daarin gaan, maar ek wil net gou stilstaan by 'n ander punt. Besef net eerstens, jy is weg, jy bestaan nie meer nie. Jy's begrawe, soos ek net al gesê het, in die doopwater. In jou plek leef Christus. Toe jy tot bekering gekom het, toe Jesus aangeneem het daai transition gebeur. Dis jou redding wat jou transition laat plaasvind. Die doop doen nie dit nie. Die doop is 'n getuienis van daai transition wat klaar plaasgevind het. Maar hier's 'n versie. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Ek wil stil staan by 'n verteer woordjie. In die ou tyd, in Bybelse tye, ons weet nou moordenaars was gekruisig, maar daar was verskeie maniere hoe hulle moordenaars kon, ek is al ver oor my tyd, niemand sê vir my ookie. Okay,
Ek gaan gou vinnig afrond. Ek is baie jammer. Ek het nie besef ek praat so baie nie. So in daai tyd het hulle onder andere mense doodgemaak as ek iemand doodmaak, vermoor, sal hulle daai lijk op my lyf kom vasbind. En dan soos daai lyf vrot en verteer en die wurms hom begin eet, begin daai wurms dan in my lyf inkom en so word ek die moordenaar dan doodgemaak. Die sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Ek wonder net of Paulus nie na daai beeld verwys het. Of hy daar sê, moenie die ou mens met jou saamsleep nie. Is jy al gedoop? Het jy die ou mens begrawe? My doop, hier in Romeine 6 wat daarna kom, is wat Jesus vir my geroep het tot my doop toe. En Michael Nadel het nog aan vir my gebid. En toe ek uit doopwater uitkom, het ek 'n stuk vryheid ervaar wat ek nie geweet het bestaan nie. Iets wat net vir my skouers afgeglei het. As jy nou convicted voel om te as gedoop word, ons het 'n swembad hier agter. Okay, ek moet nou baie skiep. Ek kom by die punt. Ek gaan reguit na my laaste punt toe. Ek gaan nou afsluit. Jammer julle, ek het regtig nie besef ek het my tyd opgehou het. Na die identiteit in Christus naweek. Nou is ek moeg. Ek klop net 'n bietjie rus. Ek kom lê ek nou op die bank. En as ons dan, Here, het my nie gemaak, het nie gesterf vir die kruis nie. Wat nou? Snoei die bome. Okay. Vandat ek elke besluit, elke keuse voor die Here gaan sit, is my bome gesnoei. Daar's weer modderkoekies gebak in die agterpad die eerste keer in seker 5 jaar. Die boomhuis wat verlate gelê het, is verander in 'n kasteel en 'n seerwerboot en ek weet nie wat nog al sê. Vrydag aand is my movie nights, dis game nights in ons huis. As dit 9:00 kom, is my foon af. Wel, meeste tye ek sukkel nog 'n bietjie met daai. Daar's minder opvliegings in die huis. Marley sal dit nie seker eers weet nie, maar as minder kere wat ek en sy woorde wissel, wat sy om die hoek sal verskyn. Daar's nie meer silent signs nie. Sy stap weg na ons paar woorde gewissel het ek sê, joh, ek love our passion. Ek dwing myself om dit te sê. Ek wil net vinnig 2 voorbeelde noem van hoe om te oefen om jou GPS te luister. Oefen om Vader se stem te hoor. So ons speel boereplaasie 2 weke terug, Vrydag aand. Boereplaasie is so 'n lang uitgerekte game soos wat Monopoly is. En ek het nog nooit enigstens in daai game naby wen gekom nie. Inteendeel, om boereplaas te speel met jy 'n kaartjie trek van hom sakkie. As jy hom sakkie op jou plaas het, dan kan jy begin boer. Hulle wil hom sakkie heeltyd alles droog maak. Hy ry met die trekker en met die lande in en ek weet nie wat al sê. Ek kry meeste van die tyd kry ek nooit eers vir hom sakkie nie, dan een van die kinders al gewen of ons pak op as dit te laat. En ek sit daar en ek sê, "Okay, Here, wat 'n kaartjie moet ek trek?" Daar's twee oop kaartjies af wat jy kan trek. En ek het daai aand net geluister na wat ek my gees voel, wat 'n kaartjie moet ek trek. Die game is in rekordtyd klaar. Ek het gewen met klomp geld oor. Die ander se plase was nog eers ordentlik geboer nie. I cheated. Maar in 'n grander, bigger scheme of things, maak dit nie saak wie die game gewen het nie. Ons het as 'n sin saam gespeel. Maar iets wat nie saak maak nie, kon ek luister na die Here se stem en kon ek oefen om hom beter te hoor. Ek het verlang. Het ek seker vir 'n goeie 2 jaar het ek vir die Here vertrou. Dis nog voor ons kinders gehad het. Wat gaan ek aantrek die oggend as ek wakker word? So ek lê in die bed, my oë toe, okay Here, wat gaan ek aantrek? En dan gee hy vir my die broek en die hemp en die whatever ek moet aantrek vir werk.
En dan partykeer sê hy vir my, moenie 'n baadjie vat nie, en as ek my oë oopmaak by die venster uitkyk, reën dit. Maar hy het gesê ek moenie 'n baadjie vat nie. Dan klim ek in die kar, ry ek treinstasie toe, as ek kar parkeer, hou dit op met reën. Stap ek in die trein, as ek die trein klim, begin reën dit weer. Kom ek in die stad aan, as ek in die trein klim, hou dit op met reën, as ek by kantoor instap, begin reën dit weer. Partykeer het ek gevoel ek lyk soos 'n clown, die goed wat nie by mekaar pas nie. But I trust him. Ek het later agtergekom wat dit my eie gedagtes is en wat dit sy gedagtes is. Want ek kon oefen op iets wat nie saak maak nie. Dis waarom ek dit wil los. Ons ken die afsluiting wat ons sê, met die dominees altyd toe staan en sê, mag die liefde van die Vader, nee, ek ry dit nou om, nee, mag die liefde van Jesus, en die genade van ons God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you. Ek wil hê julle moet hoor wat ek sê, the fellowship of the Holy Spirit. Fellowship, dis om saam te kuier. Het julle koffie gemaak en gaan sit en net kuier saam met die Heilige Gees. Dis nie net 'n gebed nie, dis nie net, ek gaan met God net bid in my fellowship with him. Kuier met hom. Sien vir julle vir die week. Amen.